Okay, ons kyk na trigonometrie hoofstuk 5, oefening 11 van Mind Action Series. Ons kyk na die eerste een, is los die volgende vergelykings op. Dit is die algemene vergelykings, algemene oplossings vir die vergelykings. So kom ons kyk na nommer 1. Nommer 1 het ons 5 cos kwadraat theta plus cos theta is gelyk aan 0. Okay, hier moet ons 'n bietjie algebra gebruik, so ons kan 'n gemeenskaplike faktor uithaal, cos theta het ons 'n gemeenskaplike faktor. Dan kry ons hierso 5 cos theta plus 1 is gelyk aan 0. Okay, so nou het ons 2, so enigiets maar enigiets wat gelyk is aan 0. So either cos theta kan gelyk wees aan 0 of 5 cos theta plus 1 kan gelyk wees aan 0. Okay, so kom ons doen met cos theta eers, so nou net 'n ander kleur. So ons het cos theta is gelyk aan 0, so dit wil sê theta is gelyk aan. Okay, so ons het nou die verwysing so wat ons moet kry. So ons sê cos 0, okay, en dit is dan 90 grade plus k mal 360. Ja, so ons moet net onthou, as ons na die vergelykings kyk, as jy na cos kyk, as ons daar so het, cos x, okay, so ons mal net met baie gedeeld deur 180, so dis net om dit van die radiale te vat. So as ons gaan kyk na hierso waar hy op 90 is, so jy kan sien daar's op 90 is hy 0, okay, maar hy is weer op 270, daar is hy ook weer 0, okay, so, dis ding met cos, jy kan er net kyk daarso, is cos 90 gee vir jou 0, en dan cos 270 gee vir jou ook 0, okay. So of theta kan dan, okay, so dan sê ons dan hierso, theta is dan 270 grade plus k mal 360 grade. Okay. So, ja, so dis gewoonlik in die oorgangshoekies op 90 en 270 wat cos 0 is. So dit is een van die spesiale gevalle. So jy moet altyd kyk vir cos en sin op 90, op die 90 grade, op die aste. Werk het so bietjie anderste. Okay, so dan kan ons ook sê, hierso cos, ons gaan nou daai ene vat. Cos theta is gelyk aan. Okay, dis minus 1 oor 5. Ons het daai 1 het ons oorgevat en dan deel met 5, so hy word negatief. Okay, so dan weet ons cos, en wat se kwadrante is cos negatief. So cos gaan in die derde kwadrant en in die tweede kwadrant negatief wees. Okay. So as ons dan sê theta, okay, en dan wil ons die invals of die verwysing so kry, sê ek van function cos 1 gedeel deur 5. Okay, dit is 78 grade. Okay, so ons het dan die eerste ene gaan wees 180 grade minus 78.646 plus k mal 360. Okay, so dit gee vir ons 180 minus 0.46 gee vir ons 101,54 plus k mal 360 grade. Okay. En dan die ander theta gaan net wees dan hier 180 plus. So kan ons net daarso plus, okay, en dit gee vir ons dan 200
58,46 plus k maal 360 grade. Ok, so julle sal altyd sien as hulle hierdie, hulle sê altyd k's waarde van telgetalle, né? Of so k kan hierdie sê net k's heelgetalle, so dis like minus 1, 0, 1, 2, 3. So dit is k mag nie wees 1 oor 2 of pi of 1,5 sulke getalle nie. So okay, dis net telgetalle wat k kan wees. So ek onthou net om dit by te sit altyd as jy die goeders neerskryf, daai k se element van z. Okay. Kom ons kyk na die volgende ene. Okay, so die volgende ene het ons hier so by 3. Okay, ons het hier so sin x minus 6 sin kwadraat x is gelyk aan 0. Okay, hier kan ons nou net weer 1 uithaal. So ons wil sin x uithaal. En dan kry ons 1 minus 6 sin x is gelyk aan 0. Okay, so nou het ons hierso weer. Okay, so die eerste geval is sin x is gelyk aan 0. Okay, so die invals of die verwysingshoek gaan dan wees 0. Okay, so dit gaan dan 0 grade wees. Okay, so ons het dan x is gelyk aan 0 grade plus k maal 360 grade. Okay, en dan die volgende ene, onthou op 180 is sin ook. So sin 0 is 0 en dan sin 180 is ook 0. So dan sê ek die x is gelyk aan 180 grade plus k maal 360. Okay, so aan die een kant het ons nou daai en dan is die volgende ene gaan ons nou net kyk hierso. Het ons gaan nou daai en daai vat. So ons kan sê sin x. Okay, so as die 1 oorgaan, as daai ene oorgaan, daarso dan word hy negatief 1 en dan daai moet ons nou nog met daai minus 6 deel. So dit is 1 gedeel hier minus 6. Okay. So hier hy was net sin x is 1 oor 6. Okay, so dan kry ons dan x is gelyk aan. So vat net so 'n bietjie aan die kant toe. So ons het dan sin van 1 gedeel deur 6. Okay, so ons kry die hoek is 9,59 grade plus k maal 360. Okay. So daai is jou eerste hoek. Okay, so kom ons kyk. So sin is positief in die eerste kwadrant en dan sy in die tweede kwadrant. Okay, so dan gaan dit wees. Het ons dan x gaan gewees 180. Okay. So onthou ons gaan altyd van daai lyn af gaan ons op en af. Okay. So as ons die hoeke bytel om hulle in 'n kwadrant te kry, gaan ons altyd van daai as af. Okay. Want as ons van hierdie as afgaan, as ons van die 90 grade as te afgaan, dan raak dit
die 90 grade hoeke. So, dan verander hy teken. So ons gaan altyd van hierdie as af. Okay, so eens kyk, ons het 180 minus 9,59 plus 360. Okay, en dit gee vir ons 180 minus 9,59 gee vir ons 170,41 plus 360. Okay, kom ons gaan na die volgende toe. Okay, ons is by 7. So ons het 6 sin kwadraat theta minus sin theta is gelyk aan 2. Okay. Ons wil nie 'n 2 aan die kant hê, ons wil altyd met hierdie vergelykings wil ons 'n 0 hê. So as ons hom nou gaan oorvat 6 sin kwadraat alfa minus sin alfa minus 2 is gelyk aan 0. Okay, so hierdie is nou dieselfde as 6x kwadraat minus x minus 2 is gelyk aan 0. Okay, so dit is 3 term. Okay, kwadraat is 3 term. So ons moet hom dan net hierso opbreken sy faktore. Ons kan daarso dan sê met die kruismetode kan ons sê ons het 6 aan die een kant, ons het minus 2 aan die ander kant. Ons het minus 1 nodig. Okay, so wat maal wat gee vir ons 6, so ons het 2 maal 3. Wat maal wat gee vir ons 2 is 1 maal 2. So oormaal het ons 3 en ons het 4. Okay. So ons moet dan 'n minus daarby sit, want 1 maal minus 2 gee ons minus 2. Dan kry dit vir ons minus 4 plus 3. En ons is plus 3 minus 4 kry ons minus 1. Okay, so dan gee dit vir ons hierso 2 sin kwadraat. So 2 sin minus 1, plus 1. En daai is dan 3 sin minus 2. En dit is gelyk aan 0. Okay. So nou het ons weer hierdie is gelyk aan 0 of daai is gelyk aan 0. En nou kan ons net die hoeke gaan uitwerk. Okay. So ons het dan hierso die eerste ene is gaan ons maak hom rooi. Daai gee vir ons dan 2 sin plus 1 is gelyk aan 0, so ons het dan sin is gelyk aan minus 1 oor 2. Ek het net onthou net om die hoeke altyd te onthou. Okay, so ons weet dan sin is negatief in die derde en die vierde kwadrant. Okay. En sin 'n half is so sy hoek is dan half is 30 grade. Okay, so okay, so ons kan dan sê die eerste ene gaan wees 180 plus 30 grade. Okay, kom ek doen dit net stap vir stap. Ek skiet net stappe. So alfa gaan wees 30 grade. Okay, so alfa in die derde kwadrant gaan dan wees 180 plus 30 grade plus k maal 360. Dit gee vir ons 210 grade plus k maal 360 grade. Okay, en dan moet ons dit in die vierde kwadrant ook uitwerk. So alfa in die vierde kwadrant gaan wees 360 grade minus 30 grade plus
maal 360 grade. Dit gee vir ons dan 330 grade plus k maal 360 grade. Nou, k's om daai by te sit. Ok, nou kyk ons na die tweede ene. So ons sê dan sin is gelyk aan 2/3. Ok, so ons weet dadelik hierdie ene gaan die kwadrante 1 en 2 wees. Dit is positief. Ok, want ons het daai 3 sin minus 2 is gelyk aan 0, so die minus 2 het oorgaan as dit met die 3 gedeel. Ok, so onthou om alfa's in te sit. Mens raak partykeer mis mens daai met die hoeke in. Ok, so ons het sin alfa is gelyk aan 2/3. Ok, ons sê, skryf nou, ok, 2/3. Ok, so dan kry ons, die verwysingshoek is 41,81. Ok, en dan soek ons alfa in die. Ok, so hy is klaar as hy in die eerste kwadrant is, hy klaar in die eerste kwadrant. So ons het, ons kan daai net daar hou, plus k maal 360. Ok, en dan daai gaan wees 180 minus 41, ok, so daai is al van die eerste kwadrant, al van die tweede kwadrant. Minus, ok, en dit gee vir ons dan 138,19 plus k maal 360 k as element van z. Ok, kom ons gaan oor na nommer 9 toe. Ok, so hierso by 9 het ons 6 is gelyk aan 5 cos theta plus 6 cos kwadraat theta. Ok, so die formule is net so 'n bietjie opgeskommel, so ons kan net sê daar so 6, ek wil die cos kwadraat, 0 is gelyk aan cos kwadraat theta. Ok, ek het net daai in vorentoe gevat, plus 5 cos theta, en dan het ons hierso minus 6. Ok, so ons het nou weer hierso 'n 3 term, so ons kan die kruismetode doen, so ons het 6 minus 6 en ons het plus 5. Ok, wat gee vir ons 6? Ons sê ons het 3 maal 2, en dan het ons 2 maal 3 so. Okay. Daai gee vir ons 4 en daai gee vir ons 9. Okay. So ons ook 'n plus 5, so ons gaan daai dit negatief maak, so die minus 2 maal 3 is minus 6. Okay, en dan kry ons minus 4 plus 9 gee vir ons plus 5. Okay. So dit werk, so ons kan dan sê, so ons het 3 cos theta minus 2, en dan het ons 2 cos theta plus 3. Ok, so nou het ons hierso 'n gelyking, het ons weer 2 wat gelyk is aan 0. Ok, so kom ons begin met daai ene. Eerste, so ons gaan daar so het 3 cos theta minus 2 is gelyk aan 0, so as net sê cos theta is dan gelyk aan 2/3. Ok, so ons het
hierso kos, positief in die eerste kwadrant en in die vierde kwadrant. OK, so as ons verwysingshoek kry, daarso, dan kry ons, OK, so ons het hierso 48,19. OK, omdat hy in die eerste kwadrant is, kan ons hom net so gebruik. Kos in die eerste kwadrant is plus k mal 360 grade. OK, en dan theta soek ons in die vierde kwadrant en dit gaan wees 360 grade minus 48,19. OK. En dit gee vir ons 311,81 grade plus k mal 360. OK, so kom ons kyk na die volgende ene. Volgende ene is die 2 cos theta plus 3. So dan kry ons daarso gaan hy wees cos theta is gelyk aan minus 3 oor 2. OK. OK, so kom ons kyk hierna. OK, so ons kan sien cos theta 3 gedeel deur 2 is groter as 1. So cos theta kan nooit groter as 1 wees, nie? Tensy daar iets voor die lyn is, maar daar is nie. So ons het cos theta plus 3, het ons oorgevat minus 3. So daai minus 3 gedeel deur 2 is groter. So ons gaan dan 'n error kry, so as ons sê second function of cos van 3 gedeel deur 2. OK, so dit sal sê, jy sien daai i wat hy gee, so dit is nie 'n werklike getal nie. OK, so mens kan sien in die cos grafiek en daai ook dat hy gaan nooit meer as 1 tussen 1 en 1 nie. So OK, so dan het ons enigste twee antwoorde is dan hierdie twee daarso. OK, en dan kan ons net sê nie van toepassing. OK, kom ons gaan kyk na nommer 10. OK, so by nommer 10 het ons 5 sin x plus 1 is gelyk aan 4 oor sin x. OK, so hierdie is maar net 'n manier hoe hulle dit skryf om dit bietjie moeiliker dat dit lyk. Dit is nie regtig eintlik moeiliker nie. Ons moet net gewone algebra gebruik om al die sinne aan die een kant te kry en dit. So in hierdie geval kan ons net met sin reg deur maal, dan kry ons hierso 5 sin kwadraat x plus sin x is gelyk aan 4. OK, so ek wil net daai 4 nou oorvat daarso, so ek gaan dan dit 'n minus 4 maak. Is gelyk aan 0. OK, so net ek weer my kwadratiese vergelyking hierso, en ek het 'n 5, ek het 'n plus 1 en ek het 'n minus 4. So wat mal wat gee vir my 5, so ek het 5 mal 1. Wat mal wat gee vir my 4, so ek het minus 4 en 1. OK, en as ek kruis oormaal, kry ek minus 4 en ek kry daarso 5. So by mekaar plus kry ek plus 1. OK, so nou het ek my 5 sin x
is 4. En dan het ek hierso my sin x plus 1. Okay. Weer twee vergelykings, so ons kan daarso sê, ons het daai eerste ene het ons dan, gaan ons sin x is gelyk aan 4/5. Okay, so dan kry ons hierso x in die eerste hoek, x in die eerste kwadrant. Gelyk aan 53,13 grade plus k mal 360 grade. Okay, so hierdie werk baie lekker as jy die eerste as jy die eerste kwadrant het, dan kan jy die eerste stap so doen. Okay, maar waar sin nog steeds so sin is dan positief ook in die tweede kwadrant. So ons moet x in die tweede kwadrant kry en daai gaan dan wees 180 minus 53,13 en dit gee dan vir ons 180 minus 53,13 gee vir ons 126,87 plus k mal 360 grade. Okay, dan het die daai deel. Okay, so nou het ons die volgende ene wat ons net nou moet kyk. Die sin x plus 1 is gelyk aan 0. Okay, so ons kan sê dan sin x is gelyk aan minus 1. Okay, en as ons na sy hoek gaan kyk, okay, so nou weet ons x is dan, x in die eerste kwadrant is gelyk aan 90 grade plus k mal 360 grade. Okay, so daar's nie, omdat hy positief is net in die eerste en die tweede kwadrant, is, sal jy sien hierso is die 90 grade die enigste ene, so hy is nie by 270 nie. So ons hoef nie nog ene uit te werk daar nie, so dit is die enigste ene. So dan die algemene vergelykings van hierdie het hy 3 van hulle. Okay, so hierdie is oefening 11. Okay, so ons kyk hierso na B, nommer 1. Okay, so as ek hier by nommer 1 het ek sin theta minus, of is gelyk aan, minus cos theta. Okay. So hier sit ek nou met 2 identiteite en ek wil dit net een hê. Ons weet met sin en cos kan ons dit dan maak. Wat ek al twee kante moet doen is net ek wil hierso met cos theta deel en dan hierso met cos theta deel. Okay, so dan kry ek dan theta is gelyk aan minus 1. Okay, so en as ek dit nou hierso het, dan want ons net gekyk, as ons net daai net ons kwadrant weer reg kry. Okay, so ons het tan theta is minus 1, so tan is negatief in die tweede en in die
4de kwadrant. Okay, so dit is in daai 2 waar hy gaan lê. Okay, so kom ons kyk die verwysingshoek. Okay, so verwysingshoek is 45 grade. Okay, so nou soek ons theta in die 2de kwadrant. Gaan 180 grade minus 45 wees. Dan is 135 grade plus k maal 360. Okay, en dan soek ons theta in die 4de kwadrant, wat dan gaan wees 360 grade minus 45 grade. En dit gee vir ons 315 grade plus k maal 360. Okay, so dit is redelik eenvoudig ene, so moenie bang wees om die om as jy hierdie goeie sien om te kyk of jy dit oor te kan vat na tand toe nie. So onthou werk maar net altyd maar met tipes identiteit en dit, so jy kan manipuleer en vervang soos die in gewone algebra doen om dit vir jou makliker trigonometrie funksie te vat. Okay, kom ons kyk na nommer 3. Nommer 3 het ons 5 sin A is gelyk aan 3 cos A. Okay, wat ons weer wil doen is, ons wil dan deel met. Okay, so ek gaan deel met 5 cos A, en dan hierso met 5 cos A. Okay, so die kosse kansel mekaar uit dan hierso. Okay, so dan sit ons hierso met dan A is gelyk aan 3 oor 5. Dat daai 5 uit kanselleer uit mekaar. Okay. So nou het ons die okay, so dan is positief. Waar is dan positief? Hy is positief in die eerste ene en dan is hy positief in die 3de kwadrant. Okay, so die eerste verwysingshoek is A in die eerste kwadrant. Omdat in die eerste kwadrant is, kan ons dit dadelik uitwerk. So ons het dan 3 deel 5. Dit gee vir ons dan 30,96 grade. Plus k maal 360. Okay, dan soek ons A in die 3de kwadrant, en dan gaan dit wees 180 plus 30,96, en dit gee vir ons dan 210,96 grade plus k maal 360. Okay, redelik eenvoudig. Weer maar net moet ons weer net dan gekry het. Okay, so kom ons kyk of ons nommer 5 of hy bietjie moeiliker gaan wees. So moet maar net kyk om dit altyd eers maklik te kan maak, as daar 'n manier is om dit makliker te kan maak. Okay, so by 5 het ons 2 sin x plus 4 cos x is gelyk aan 0. Okay, so nou wil ek net die cos x oorvat, so ek kry 2 sin x
is gelyk aan minus 4 cos x. Okay. Dan weer hier nog maar dieselfde. Ek gaan daar so deel met 'n 2 sin x. Okay, en dan gaan ek hier so deel met 'n 2. Sorry. Ek het 2 cos x. En dan hier so met 'n 2 cos x. Okay. Dan kry ek hier so tan x is gelyk aan minus 4 gedeeld deur 2 gee vir ons minus 2. Okay. Weer eens, dan is negatief in die tweede kwadrant en hy is in die vierde kwadrant. Okay, so dan gaan ons x die verwysing so kry. Vier 3, okay, so nou soek ons x in die tweede kwadrant, so dit gaan 180 grade wees minus 63,43. Dit gee vir ons 116,57 plus maal 360 grade, wat hy herhaal. Okay, en dan het ons nou x in die vierde kwadrant. Okay, wat dan gaan wees 360 grade minus 63,43. Okay. Dus 296,57 grade plus k maal 360. Okay, k is element van z. Okay, so net een ding, jy sal sien, ons het tan hierso, en gewoonlik as jy tan het, is dit k plus 180, okay? So, gewoonlik as jy sê tan van x, dan kry jy, x is, sê dit is so, dis 'n hoek, a plus, k maal 180. Okay. Die rede kom ons 360 gebruik, is omdat ons begin het met sin en kos. Dan gebruik ons die 360. As jy begin met tan, dan kan jy 180 gebruik. Anderste, as jy begin met sin en kos en deel, hou jy maar by die 360, wat hy herhaal.